2, 3, 1. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ons kan inbeweeg in die saal in. Die van julle wat die gelamineerde vlaggriep-papiertjies het, kan dit op hier voor by die saal op die tafel neersit. Of die twee jong dames met 'n boodskap rondloop wat hulle kan gee.
Ek sien al die mense wat met die goed werk, stel hulle eers gewoonlik, so ons probeer. Dan lyk dit jy weet wat jy doen. As daar mense is wat buite staan wat nie sitplek het nie, hier is nog in die saal 'n paar plekke. Ok, ons gaan vanoggend se verrigtinge vandag in die saal begin met 'n diens wat gelei is deur dominee Daniel de Kok van Alexandria gemeente. Meeste van ons ken hom as 'n passievolle, lewendige en gedrewe man wat die gees sommer vinnig in jou sal wakker skud. Ons luister graag nou na dominee Daniel se boodskap. Dankie dominee. Vriende, baie welkom vanmôre hier, dat ons op so 'n pragtige dag, heerlike koelte, en ek hoop hierna kry ons letterlik duimereën. Dit is maar droog oor die hele land, en ons bid vir die Here ook vir reën, en dit is waaroor het gaan vandag, dat 'n mens bid en glo, en dan gebeur. En nou laas jaar sal ek met 2 krikke hier gestaan, dus my heup vervang. Julle kan bly as ek staan nie weer met 2 nie, wat ek met my knie vervang. Nee, Nantie, as hulle my tong vervang, kan hulle my net so wel inspit. Maar in elk geval, dit het ek daarom nog. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat U vir ons lief het, en dat U U seun vir ons gegee het om aan die kruis te sterwe, op te staan uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en by U intree as ons advokaat, wat ons saak met U verdedig. Dankie Here dat ons vanmôre by mekaar kan kom rondom geloftedag, 'n gelofte wat lank reeds afgelê is, en dat ons dit nog steeds hou, om vir U dankie te sê, Here, dat U vir ons gespaar het, maar nie net in daardie tyd, nie ook nog elke dag daarna, en ook so vandag. Dankie Here dat ons kan saam luister na U woord, dat dit juis U woord is wat vir ons op die pad hou, wat vir ons vaste geloof gee, en dit wat ons hoop, en daarom glo ons in die Here Jesus Christus, ons saligmaker, ons verlosser, ons vredemaker. Here, seën ons vanmôre almal hier saam oor die land waar die mense dan ook geloftedag vier. Here, dat dit goed sal afloop, veilig sal wees, en dat dit opnuut weer vir ons sal laat dink oor hoe dat ons lewe. Dat ons werklik moet bid en werklik moet glo, nie net wanneer daar nood is nie, Here, maar ook in 'n tyd soos hierdie. Ons prys U groot naam daarvoor. Amen. Amen. Ons gaan nou saam sing, agter op die bladsy, as julle sien, ja, die goedjies wat julle gekry het. Ons gaan sing, en ek wil julle moet opstaan, en julle moet lekker sing, kom dank nou almal God. Ek is bly dat hy nie destyds saam met die voortrekkers oor die berg getrek het en daar was hulle 'n hele jaar voor die tyd daar. Ek hou van sulke lekker vinnig, ek moet dink wat ek doen. So wonderlik, hy soos ek. Ek wil vanmôre met u praat, ek gaan nie lees spesifiek nie, gaan by 'n paar tekste aanhaal, maar as ons dink aan die boek Ester, was daar 'n baie moeilike tyd in die lewe van die volk Israel gewees.
En op 'n kol het hulle gesê, in 'n tyd soos hierdie, het ons die Here werklik nodig. Ons belewe vandag ook baie moeilike tyd, in ander omstandighede. Ons raak maklik moedeloos, en vir baie het die golwe van die onstuimige omstandighede regtig so hoog geword, dat hulle nie meer die oog kan hou op hom, wat bo op daardie golwe wandel nie. Maar dit is wat er gebeur wanneer 'n mens beangs raak, wanneer jy moed verloor raak, want dan verloor jy fokus. Hoekom? Want jy begin te twyfel. En sodra 'n mens twyfel, dan verloor jy fokus, want dan probeer jy self dinge doen. En uiteindelik, as 'n mens in so 'n tyd kom, dan moet 'n mens weet, soos in die geskiedenis van die volk van God van Israel, ons moet ons oor rig op God homself. En dit is presies wat gebeur het met gelofte daar die tyd van Bloedrivier, is dat mense besef het, hulle kan nou nie. Nou kan net God hulle help. En hulle het werklik gebid, maar hulle het ook hulle deel gedoen. En God het hulle gehelp en hulle gebede geantwoord. En niks het verander nie, van daardie tyd tot vandag toe. Wanneer 'n mens in 'n lewenskrisis kom, jy weet, vir een ou is sy krisis 'n vreeslike besigheid, as ek so na hom of haar luister, en dink ek, nou, drink 'n Disprin en kom daaroor. En vir 'n ander ou is dit 'n verskriklike ding wat iets anderste is. Elkeen van ons ervaar die lewe op ons manier, en ons sien 'n krisis op ons eie manier. En daarom moet 'n mens vir mekaar luister, daarom moet 'n mens nie vinnig wees om te kritiseer nie, daarom moet 'n mens jou ore oopmaak. En ek wil vandag vir u sê, in 'n tyd soos hierdie wil God ons stroop van ons eie koninkryk, van ons eie wysheid, van ons eie selfvoldaanheid, van ons eie kennis. Want wanneer 'n mens tot God kom, wanneer jy 'n krisis belewe, dan weet jy, net God kan jou help. En 'n mens op sy knieë is 'n mens wat naby aan God is, want dan kan hy jou volledig, kan jy op hom vertrou, en op sy koninkryk. En in 'n tyd soos hierdie wil ek vanmôre vir sê, moet dis nie vir jou 'n bedreiging inhou nie. Wat ook al jou omstandighede is, moet dit nie vir jou 'n bedreiging inhou nie, maar moet vir jou 'n uitdaging bied en 'n geleentheid om vir die Here te lewe. Want elke dag is 'n geleentheid om vir die Here te lewe. Niks anders maak eintlik saak op die aarde nie. Ja, ons moet werk, ons moet ons deel doen, ons moet aan die lewe bly, ons moet allerlei dinge doen om te survive in hierdie lewe. Maar as jy ook daarin staan, dan is niks belangriker as dat jy so sal lewe, dat jy die koninkryk uit en opbou. Ek sê altyd, ons moet die hemel aarde toe bring vir mekaar. Ek en jy moet vir mekaar Jesus Christus word in 'n wees in 'n tyd soos hierdie. Van hartseer, van nood, van blydskap, van vreugde, van siekte, van wat ook al die omstandighede. Moet ek so optree wat my ook al betref, wat sê nou maar ek kom ook in 'n vreeslike krisis, dat ek nie so te kere gaan, dat dit lyk asof ek nie die Here ken nie. Juis in 'n krisis kom jy nader aan God, want jy weet dis waar jou krag vandaan kom, maar daar binne-in moet ek en jy so reageer en so lewe, dat ander mense iets kan voel daarvan, dat ons die Here ken. Dat ons Galasiërs 5 vers 22 uitlewe, liefde, vrede, vreugde, geduld, goedhartigheid, blydskap, al daardie mooi dinge. En ek sien so min blydskap deesdae, so min vrede. Ons is nou ook in die Kersseisoen, dit is 'n seisoen van vrede. God het gesê, ek gaan vir julle 'n vredemaker, 'n verlosser stuur. Maar daar is soveel mense wat onvrede in hulle hart het, omdat hulle nog nie 'n saak met die Here reggemaak het nie, en ook nie met hulle self reggemaak het nie, en dan ook nie met die medemense nie. Daarom sê God vir ons in die groot gebod van die wet, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, en met al jou verstand, en met alles wat binne in jou is. En die tweede wat hiermee gelyk staan, nie onderrig bo nie, is jy met jouself lief hê en jou naaste soos jouself. En dit is die probleem. Ons is onsself nie lief nie, en daarom kan ons nie ons naaste lief hê nie. Hoe tree mense op in 'n tyd soos hierdie waarin ons hierdie jare staan? In die eerste plek, weet dat God regeer. Hy is die koning bo alle konings, ook in Suid-Afrika, waar ons nou kastige saamgestelde regering het, wat ook nie altyd werk nie, want mense verstaan nie koalisies nie. Dit gaan nog 1000 jaar vat, en ek hoop die Here dan voor dit te kom, anders gaan ek dit nie maak. Anders hoop ek is poorte te voor die tyd. Weet dat God regeer, nie die mens nie.
Die mens buk, maar God beskik. Mense, daai ding wat die ou mense gesê het, is die goddelike waarheid. Die mens buk en maak plannetjies, maar God laat dit gebeur. Psalm 47 vers 9 en 10 sê, God is die koning oor die nasies. God is op sy heilige troon. Die heersers van die aarde is onderworpe aan God. Hy is bo almal verhewe. In die tweede plek verootmoedig jou ook in 'n tyd soos hierdie voor God. Ester 4 vers 16 sê uitdruklik, Ester het vir Mordegai laat weet, maak al die Jode bymekaar en vas. Julle moet 3 dae, dag en nag, niks eet en drink nie. Dis 'n paar van julle wat dit maar kan doen. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Joel 13:14. Trek rou klere aan, treur, bepaal 'n vasdag, roep die gemeente bymekaar, bring die leiers en die inwoners van die land na die huis van die Here, julle God toe, roep tot die Here. Mense, ons praat te min met die Here. Jakobus 3 sê, julle het nie want julle vra nie. Julle kry nie want julle bid nie. Waar is 'n duideliker voorbeeld op hierdie aarde, 'n wonderlike getuienis as geloftedag? Dit is presies wat gebeur het. Daardie klomp manne en vroue het gebid tot God, en God het hulle nood letterlik raak gesien, hy het dit aangevoel. En op sy manier het hulle beskerm met mistige toestande en al die dinge wat daar gebeur het, ons ken die geskiedenis, en die mense is gered, en hulle het aan die lewe gebly. Derde plek, erken jou afhanklikheid van God. 'n Mens wat nie sy afhanklikheid erken van God nie, is 'n mens wat nie bid nie. Hy selfvoldaan, selfversekerd, hy dink hy kan op sy eie reg kom. Werk nie so nie. As jy nie boedel oorgee nie, as jy nie in totaliteit oorgee dat God jou help nie, gaan jy jouself probeer help en gaan jy elke keer terug in 'n dieper en 'n dieper en 'n dieper donker gat. Jy's nader aan so diep in 'n depressie met jou kos met 'n ketty afskiet. Psalm 121 vers 1 en 2 sê, waar vandaan sal vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die almagtige God, skepper van hemel en aarde, Vader, Seun en Heilige Gees. Psalm 121 vers 7 en 8 sê, die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar ook al jy mag gaan. Nou en vir altyd. Gister het ek gepreek in Jesaja wat sê, die Here het jou by jou naam geroep, ek het jou gebore laat word, ek het jou opgetel, ek het jou gedra, ek het jou gebring by die plek waar jy moet wees, en ek sorg vir jou. Dis die God wat ek ken. Nie net dat jy gebore word en nou sê jy jouself oorgelaat nie, nee. Hy het jou by jou naam geroep. En as jy nou glo, dan draai jou tot en met dat hy jou terug in die poorte indra. En die dood is maar net 'n deurgangspoort na God. Ek sê altyd, almal wil in die hemel kom, want niemand wil doodgaan. Dis 'n vreeslike moeilike besigheid. Ek het by mense gestaan op 'n sterfbed, wat ek naderhand voel op die kussing oordruk, want hulle wil nie doodgaan nie. Hulle beklei, want hulle siele is nie reg nie. Mense, ons moet so lewe dat ons met liefde doodgaan. Hoe gouer ek in die hemel kom, hoe beter. Dit maak my nog op 'n tydjie vies as ek so kyk na die lewe, hoe die dinge gaan en almal bly maar stil. Ons moet meer praat en meer doen. Matteus 14 vers 30 en 31. Toe Petrus sien hoe sterk is die wind, hoor mooi, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek en hom gegryp. Mense, ek dink baie keer dis op die punt waar ek en jy moet kom. Al gaan dit ook met jou goed. Want ons dink as dit met ons goed gaan, materieel, ons het huise, ons het karre, ons het alles wat ons wil hê, mediese fondse en polisse, tot oor ons ore toe, jou vrou kan nie wag dat jy doodgaan, en dan gaan sy oorsee met al jou geld. En ons werk ons dood om polisse af te betaal. Ek dink ons moet vir 'n stap net stil staan en sê, Here, red my. Vat my hand, trek my nader. Wie mense jy moet so lewe dat jy die Here in jou binnelyf voel. Ek voel hoe God in my werk. Ek voel die Heilige Gees. Ek voel wanneer ek met mense praat, hierdie ou ken die Here of hy ken hom nie. Maak jy saak of jy 17 Bybels op jou skouers hang nie. Die Satan is baie in hierdie mense. Jy kan voel wanneer iemand die Here dien. Ons moet so lewe dat ander mense kan by jou voel, daar's 'n liefde, daar's 'n
empatie, daar's 'n simpatie, daar's 'n omgee, daar's 'n drukkie. Ek is 'n drukkie mens, ek van hou of nie, ek druk jou tot jy die mans kom as 'n stokstuk. Ons is so boersgroot geword. Hy moet sir. En dan wat skille so vat, en staan ons so styf. Die lamp die dan sakke. En dan sê hulle, dit was lekker. Ja? Mense moet so lewe dat ander mense in ons die Here kan raak sien. Erken jou afhanklikheid van God. Vierde plek, wees 'n voorbidder. As 'n mens nie op sy knieë is nie, dan is hy nie afhanklik nie. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in volkomme toewyding aan God, sê 1 Timoteus 2 vers 1 en 2. Deel die evangelie met ander, want jy kan nie anders nie. Ek het gister ook by ons in die gemeente gesê, jou dade praat so hard, ek kan nie hoor wat jy sê nie. Moenie my sê jy is 'n kind van die Here nie, ek sal dit sien. Ek sal sien in die manier hoe dat jy met mense praat, op die manier hoe dat jy van ander mense en van jouself praat. Jou dade praat so hard, ek kan nie hoor wat jy sê nie. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid word vir alle mense, vir die wat regeer en die wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe in volkomme toewyding aan God kan hê. Dis uiteindelik waaroor gaan. Ek moet julle sê, in Suid-Afrika werk ek baie met sielkundige werk en baie mense wat regtig negatief is en regtig aan depressie dit neem vir al hierdie tyd van die jaar baie meer toe. Baie selfdood gebeur ook al hoe meer, want mense het moed verloor geraak. Hulle sit op moed verloor se vlakte. Hulle het nie hopeloos geraak nie. Mense kan nie hopeloos raak nie. Jy raak hooploos. 'n Hopelose mens is iemand wat niks doen. Jy raak hooploos omdat ons oog weghou van die bal. Dan vang jy die bal mis, dan kan jy die 3 druk nie. As jy nie jou oë gedurig op God hou nie en jy hou dit daardeur deur sy woord te lees en die Bybel te lees en te bid, dan verloor jy koers. Wat is die voortrekker se onderding geskryf? Se lese. Hou koers. God is 'n klomp van julle wat aan regtig nie rigting het. Mense rigting na God toe. Kyk op na die hemel as jy weet wat op die aarde aangaan. Maar jy moet ook nou weer nie so heavenly involved wees dat jy earthly useless is. Hierdie wat jy altyd vir die Bybel wil bekeer, altyd op die hoeke van die strate oor die Bybel wil doodstaan. Ag asseblief maar gaan bakkoek en gee vir die ouer tuis. Deel die evangelie met ander. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Julle sal my getuienis wees, sê Handelinge 1 vers 8. Die erns van hierdie opdrag word nie opgehef deur die moeilike tye waarin ons lewe nie. Miskien is dit nou nog belangriker as ooit. Die Bybel is die woord van die lewe vir elkeen wat in die skaduwee van die dood is. Mense in hierdie Bybel, hierdie ding, dis die sielkundige handboek, dis die landbouhandboek, dis die mediese handboek. Gaan lees jou Bybel, alles wat ons dink ons vind uit is lankal reeds uitgevind, dit staan hier. Wanneer 'n mens die woord van die Here ken, weet jy hoe gaan dit baie keer met ons mense dat dit 'n tyd van hierdie wat ons so beangs raak en so gestres raak, is omdat ons nie eers die Bybel ken om die Here te roep op tekste. Jy moet jou Bybel so ken, jy sê Here in Jesaja 3 vers 14 staan dit en dit en dit, en daarom maak ek 'n beroep op U, staan my naby. Die Here sê vir ons in Jakobus 3, julle het nie want julle vra nie, julle kry nie want julle bid nie. Bewys liefde aan mekaar. En dis 'n ding wat ek meer wil sien in die lewe. Bewys liefde aan mekaar. Ons moenie haat en veg en onsself wreek nie. Ons Here Jesus Christus het gesê, en dit staan in Johannes 15 vers 12, dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. God het ons so lief gehad, hy het sy seun gegee. Dis waaroor Kersfees gaan. Nou kry jy ook by die klop en as jy vanmôre wil sit, wel ek wil sê jy het nog nie tot bekering gekom nie. Jy kry mos nou hierdie mense wat sê, o, hulle mag nie 'n Kersboom, jy mag nie 'n Kersboompie in jou huis hê. Dan mag nie 'n Kersfees vier wees, jy mag nie geskenkies kry nie. Dit is nie reg nie, dit is 'n afgodsdienst. Snert. Ek is 'n kind van die Here, ek is bly die Here is gebore.
Ek het niks met 'n Kersfees uit te boom behalwe dat dit my vrolik maak is in die tyd waarin dit gedoen word. Ek kan bid nie 'n Kersfeesboom nie. Ek kan bid nie 'n persentjie nie, maar persentjie gee jy vir iemand omdat jy vir hom of haar lief is. Soos God die Here Jesus as 'n geskenk gegee het, maar nou staan daar ook in Openbaring 3 vers 22, ek staan by die deur en ek klop. As jy vir my oopmaak, sal ek binne gaan en saam met jou 'n feesmaal vier. As jy vir my oopmaak. Net so as Jesus vir ons as 'n geskenk gegee, as jy Jesus nie deel maak van jou lewe nie, dan bly dit 'n persent in 'n boks. As jy 'n geskenk kry met Kersfees en jy maak dit nie oop nie, dan het dit vir jou geen waarde nie, dit staan nie daar. Maar sodra jy dit oopmaak, en vir alles is sjokolade, is kry net 2 pille vir 'n migraine aanval, dan eet jy dit, dan raak dit letterlik deel van jou lyf. Ons kinders, ons was arm, julle weet almal, toe ons daar was, daai tyd nie goed van ryk en arm, en almal was arm geweest. Ons het kouse en onderbroeke en hemde en goed gekry vir die volgende jaar se skool. En kan jy glo ons was daar vrek opgewonde. Vandag kry die kinders nuwe bakkies, 'n Toyota, 'n Isuzu. Gaan kyk by die universiteit in Stellenbosch, daar op die Duitse parlement sit, daar's tot presies mense by die koshuis. Maar die arme broodjies kry so swaar. Ag die Here, sies tog gee my krag. Maar hulle weet nie wat swaar kry is, hulle het nie weer Kaap oor die werke met die Drakensberge gegaan nie. Mense bewys liefde aan mekaar. Ons moenie haat en veg in onsself breek nie. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Johannes 13 vers 35. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Dis wie ons is. Dis nie net uit 12 manne wat die Here uitgekies is nie. Ons is sy disippels. Elkeen wat sê, ek glo in die Here Jesus Christus, het 'n Christelike verantwoordelikheid om so te lewe, dat ander mense nader getrek word. Jesus gebruik vir jou en vir my in hierdie tyd, in 'n tyd soos hierdie, handhaaf jou beginsels. Ek sien al hoe meer dat mense hulle beginsels oorboord gooi. Daar's nie meer dissipline in huise nie, die kinders maak net soos hulle wil, kry wat hulle wil, wanneer hulle wil, en sê wat hulle wil. Geen dissipline nie. My volk gaan ten gronde, staan in die Bybel, weet ze, gebrek aan kennis en dissipline. Josua 1 vers 7 staan daar, hoe groter die golf van permissiviteit en onsedelikheid oor die wêreld en oor die land spoel, en hoe losbandiger die wêreld mag word, hoe stywer sal jy as gelowige moet vashou aan die beginsels van God en sy woord, en dan staan in Josua 1 vers 7, moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook gaan. Deuteronomium 3 vers 23, doop ek al die babetjies. Die ouers gee my mooi teksversies, maar ek gebruik Deuteronomium 3 vers 23, ek werk vir hom en hulle sit in die laaste stukkie. Want daar staan, jy moet met jou kinders daaroor praat, oor God. Dis waaroor die verbond gaan. Wanneer jy slaap, wanneer jy opstaan, wanneer jy in jou huis is en wanneer jy op vakansie gaan, as jy op reis gaan. Ons moet so lewe, jy hoef nie altyd te praat nie. Weet jy mens, ek sê baie keer, jou dade praat so hard, jy kan nie hoor wat jy sê nie. Jou menswees sê vir my baie meer, as wat jou praatwees vir my sê. Ons moet so lewe, behou die geloof. In 'n tyd soos hierdie, Efesiërs 6 vers 16, staan daar, waar die stryd toeneem teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, en teen die bose geeste in die lig, moet jy die skuld van die geloof opneem. Julle ken die hele beskrywing wat in die Bybel is oor die soldaatjie, die skuld en die voete van geloof en van al daardie dinge. Maar ons moet die skuld van geloof opneem. 1 Johannes 5 vers 4, die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is juis deur ons geloof. Hoekom? Want as jy nie, wat is geloof? Geloof is 'n vaste vertroue in dit wat ek hoop, sê Romeine 3 vers 23. Hoekom hoop ons dan nog, sê Paulus, as ons reeds gesien het? Maar ons hou aan hoop op dit wat ons nog nie gesien het nie. Sien julle, hoor julle, ken ek die Bybel? As julle sê, wat is jou job? Wat doen baie van julle? Ons moet almal die Bybel ken. Of wat nou jou werk is, by jou werk is nie. Geloof is 'n vaste vertroue in dit wat ek hoop, en my hoop is in die Here Jesus Christus, dat hy weer na die aarde toe sal kom. Versprei 'n aangename geur. Julle ken ons almal wierookstokkies. Daai goedjies wat jy so aan die brand steek en dan ruik dit so lekker. Party ruik nou regtig nie lekker. Ja, Turkye raak jy so half in 'n koma as jy daar by die markte rondloop. Maar wierook is iets wat lekker ruik. Hulle het baie gebruik in die ou tyd.
en dit beweeg, dit gaan orals in al die gaatjies oralste in. En so moet ek en jy wees. Ons moet 'n aangename geur versprei. En dit is nou nie Gucci en Versace nie, dit is net daarmee uit te waai nie. As my mens wees, jou praat moet aangenaam wees. 2 Korintiërs 2:14 sê, maak van hierdie wêreld 'n lekkerheid plek. Deur ons versprei hy, Jesus, die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word. Wat vanmôre vir u sê, in 'n tyd soos hierdie, behoort ek en jy regtig waar, soos wierook te versprei, deur vir iemand 'n drukkie te gee, deur vir iemand 'n bord kos te gee, deur vir iemand 'n geldjie te gee, deur vir iemand net na hom te luister. Weet mense, as jy iemand net groet, maak nie saak of jy hom ken of nie ken. Deur net iemand te groet en te glimlag. Jy is dalk die enigste persoon wat daai dag met daai persoon in aanraking kom en moet nooit jou mens wees minderwaardig ag nie. Ek hoor so baie mense sê, ag daaronder weet jy wat, ek weet nie of ek nou eintlik 'n verskil kan maak. Moenie laat die duiwel vat kans kry in jou lewe nie. Moet jou nooit onderskat nie. God het jou hier, terwyl jy nog asemhaal en lewe, hier gesit met 'n spesifieke doel. Deur net iemand te groet, kan jy sy lewe omdraai. Deur net vir iemand te vra, hoe gaan dit vandag met jou? En 'n rukkie stil te staan en te luister hoe dit gaan. Dit is wat ons moet doen. En ek sluit af deur vir julle te sê, skep moed en werk, jy het 'n taak om te vervul. Maar moenie sleg te goed najaag nie. En hardloop vir die eie sake en belange nie, sê Haggai 1:5. Stel jou tot beskikking van God, Romeine 6:13. Stel jou tot beskikking van God, dit sê vir ek moet klaarmaak, gaan werk vandag in my wingerd. Matteus 21. Ek sê as ek weet die Here kom vanmôre, gaan ek nog gou 'n boom plant. Ek is so positief oor die wêreld en oor God en die hemel en die hiernamaals, en ek hoop regtig, want niemand weet eintlik wat daar bo aangaan nie. Ek het die idee julle dat almal julle gaan sing. Ek het die idee ons gaan spit en werk. Ek het klaar gedeks, ek wil net nat gooi. Ek sal die blomme sny en nat gooi, ek mal oor tuin maak. Maar stel jouself tot beskikking van God terwyl jy lewe. Matteus 21, gaan werk vandag aan my wingerd. Skep moed en werk, jy het 'n anker en 'n vaste hoop. Ons is God se kinders. Ons sien deur die geskiedenis van die hele Bybel van Israel hoe God op 'n besonderse manier sy volk uitgered het uit Egipte. Ons sien in ons eie geskiedenis baie dinge wat gebeur het. Bloedrivier is een van hulle. Daarom is daar 'n belofte afgelê. Daarom dink ons daaraan en dis 'n herinnering om ons weer opnuut moed te gee. Dis nie so erg 'n politieke besigheid nie. Politiek is maar aan die kant verby. Dink julle nou die ANC of watter politieke die demokrate aan die ander kant, dis net so mal as daar in daai wêreld, dat hulle die ou mense aanstel en dan seker 'n klomp jong mense wat slim is, maar in elk geval, hoe dit ook al sê, as dit met hulle moes afhang, was die wêreld aantal tot nie. Boor dit alles is God, koning van alle konings, regeer God, en ons moet daaraan vashou. Ons moet daaraan vashou, want juist met al die moeilikheid wat daarmee saamkom terwyl ons lewe, maak dit ons sterker in die geloof. Dit maak ons dat ons meer vertrou in 'n vaste hoop. En daarom in hierdie vredestyd wil ek julle sê, skep moed en werk, jy het 'n getuienis om uit te dra, skep moed en werk, jy het 'n stryd om te stry, en skep moed en werk, jy het 'n kroon om te ontvang. Dit is waar dit oor gaan. Wanneer die opperherder verskyn, sê 1 Petrus 5:4, sal julle die onverwelklike kroon van die heerlikheid ontvang. Die onverwelklike kroon van die heerlikheid. Lewe vandag so. Lewe elke dag in jou lewe op so 'n manier dat jy 'n verskil maak. Nie net in jou eie lewe, maar in ander mense se lewens, sodat hulle saam met jou in die hemel kan wees en saam die onverwelkte kroon kan ontvang, wat ons saam met die Here God kan wees in die hemel. Ons sien nou maar in 'n raaiselagtige speel, sê 1 Korintiërs 13, 'n raaiselagtige beeld, maar 'n dowwe beeld sê die ou vertaling, maar eendag sal ons van aangesig tot aangesig sien. Mag die Here wat ons God is, wat vir ons lief is en vir ons omgee, mag hy by ons wees, mag hy in jou hart lewe, mag hy julle elkeen wat vanmôre by jou so vandag speel, mag hy vir julle elkeen wat hier is vandag, absoluut uit julle sokkies en uit julle skoene uitseën,
omdat God vir jou lief het. Weet dat God jou lief het. Jy wat daar sit. Hou op met daar jou krulhare, en jou lang hare, en jou diklyf, en jou maarlyf, en jou tan, en jou nie tan. Aanvaar wie jy is, bid dat God vir jouself sal laat aanvaar, want voordat jy jouself nie aanvaar, kan jy ander mense ook nie aanvaar. Wees lief vir God. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met alles wat binne in jou is. Ek het net nou gesê. En die tweede wat hiermee gelyk sal is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Kom ek vra vir ons die laaste lied sing, die oorwinningslied, en dit met julle mooi sing. Dis die mooiste lied op aarde. Kom ons staan net op voor ons sing. Dan wil ek hê dat ons die 12 artikels saam sal opsê, want dit is waaroor ons Christelike geloof maak. Sê dit hardop saam met my. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar is hy kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou lekker saam die oorwinningslied. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U vir ons liefhet. Dankie dat U ons so lief gehad het dat U U Seun aan ons gegee het om aan die kruis te sterwe, maar ook uit die dood het op te staan en dat Hy lewe. Dankie Jesus dat U op die aarde was en vir ons die pad na die koninkryk kom oopmaak het. Dankie vir die groot genade dat U ons vergewe vir ons sondes, maar dat ons ook kan lewe omdat ons weet in wie ons glo. Dankie Heilige Gees dat U ons kon vertroos en vir ons krag gee, dat U die asem is, die roog, die pneuma,
wat in ons lewe, wat vir ons krag gee om elke dag te lewe. Here, gee dat ons so sal lewe, dat in alles wat ons doen en alles wat ons sê, dat ons die grote naam sal groot maak. Seën vanmôre verder die verrigtinge. Dankie Here dat elkeen hier na toe gekom het. Daar is 'n doel ook daarmee. Seën vir ons elkeen. Amen. Amen. Baie dankie Dominee Daniel vir die boodskap. Dit is lekker om nie te wonder wat die Dominee sê nie, hy gooi hom sommer so reguit. Voor ons vandag vir die pause wil ek julle net vra, daar is kassies daar agter vir donasies. Mens moet maar vra en mens moet gee, dis altyd vir ons nie, dis vir die mense wat na ons kom, die verf op die geboue, die gras sny, die onderhoud, gebeur nie verniet nie. So as julle dit in julle hart vind om so goed voel, om 'n donasie in te sit, die kassies is daar by die deure. Dan as julle gou daar na die deure kyk, wil ek net gou vir oom Amadie bedank vir almal die uitgaan. Oom Amadie het vir ons nuwe deure gebou. Ons osse wat daar op buitekant staan, slaap deur die jaar die binnekant. Die eerste deure was baie nou en oom Amadie het vir ons nuwe deure gebou en ek wil net vir hom daarvoor dankie sê. Ons gaan 11:00 weer hier binnekant by mekaar kom, ons gaan nou eers pause hou. So as julle uitgaan, die veldkombuis is hier links, daar's koffie, tee, koeksisters. Dan is daar 'n koeldrankstalletjie, daar's ook 'n hoenderstalletjie daar waar julle kan braaivleis koop vir die van julle wat nog iets kort. Ja, dis dit. Sien julle weer by mekaar hier binnekant om 11:00. Baie dankie. Hallo, dis hy. Die worsrolletjies is so lekker, as mense hier voor staan, dan sal julle nie glo nie, ons het die helfte van die mense verloor. So, die worsrolletjies moet baie lekker wees. Daar voor buitekant by die deure is 'n besoekersboek. As julle uitgaan of vandag, skryf tog in julle naam en van in en hoeveel van julle het gekom. Dan was daar 'n versoek gewees vir ekstra braaihout. So daar is iemand op pad om te gaan braaihout haal. Hulle sal daar by die hoenderstalletjie as ons weer uitgaan nou beskikbaar wees om te koop. Ons gaan nou sommer gou geleentheid gee vir die volksspele. So.
span. Vir die voorreg wat ons as volksspelers kan hê om ook hier 'n bydrae te lewer. Nou, ek gaan nie 'n toespraak lewer nie. Ek kan baie sê oor volksspele, maar ek gaan volstaan by 'n paar sinnetjies. Sedert 1914 speel die Afrikaner volksspele. Dr. S.A. Pellissier was met hy was 'n onderwyser en hulle het 'n vergadering of 'n ding gehad in Swede. En hy het in Swede gesien hoe die jong mense volksdanse doen. En hy het met die gedagte teruggekom Suid-Afrika toe en hy het gesê die volk moet speel. En die eerste volksdanse wat gehou is op Vicefontein in die Vrystaat in 1914 gehou. Dit het aanvanklik baie anders gelyk as ons volksspele vandag. Is Afrikaners is plesierig en ons gaan dit nou vir u demonstreer. Wat interessant is dat die Suid-Afrikaners is die enigste volk wat sing terwyl ons volksspele doen of volksdanse doen. Ja, kom ons kyk nou na jou rooi lippies, jou skrywerk. Ons kan baie sê oor ons kleredrag. Soos baie van julle weet, is ons volksspele drag die kusdrag van die ou voortrekkers. Dit was voor in die Wakes Geberge en Sondae is dit die drag
wat ons voortrekkers gedra het. Die volksspelers borduur ons baadjies en verskillende volksspelers het verskillende blommotiewe en dis alles Suid-Afrikaanse blomme wat ons inheemse blomme wat ons dan nou op ons baadjies borduur. Elke liedjie in ons boek het 'n storie. En ek het die voorreg gehad om, dit was omtrent 3 weke terug, né? Het ons 'n deurdruk gehad waar ons deur die hele boek speel in George. En Karen Temming, haar pa was burgerkerke, hy het baie van die liedjies het hy verwerk en toonset en so aan in ons boek. En sy het vir ons baie interessante staaltjies vertel waar hierdie liedjies dan nou vandaan kom. So elkeen het 'n storie. Van die stories is in ons volksspeleboeke opgeteken. Ons volksspelers hou gereeld saamtrekke, ons hou volksspele feeste, ons gaan oor see. Ek het die voorreg gehad om oor see volksspele te doen, saam met 9 ander lande het ons in 'n volksspele fees of 'n volksdansfees deelgeneem. So dit is regtig vir ons, volksspele is deel van ons lewe, dit is 'n leefwyse. Kom ons speel, as die volke. Volksspele is 'n kultuurskat wat ons moet koester en wat ons moet bewaar en wat ons moet speel. Anders gaan hy vir die nageslag verlore raak. En ek wil 'n beroep op almal van julle doen. Ons kom waar ons moet wees en ons speel. So asseblief praat met een van ons volksspelers. Hulle is van die baai en ons kom en ons maak ons laar weer groot. Baie dankie. Dankie julle vir daai mooi volksspele.
Ons spreker vandag is 'n jong dinamiese man met 'n passie vir ons mense en kultuur. Hy het 2 jaar terug ook by ons gesels en het almal geroer met sy boodskap. Hy woon in die Baai en is 'n kragtige verkoopsagent. Ek persoonlik beskou hom as een van die sterkste jong leiers in ons Afrikaner gemeenskap. Dames en here, ek stel aan julle bekend Gavin Ludik. Goeiedag dames en here. Dankie vir daai mooi woorde Barend. Ek het myself amper nie herken wie dit gesê het nie. Ek hoop almal kan mooi duidelik hoor. Ons gedenk gelofte dag om onsself te herinner aan God se sorg vir sy kinders. Sy verhoring van gelowiges se smeekgebede en die nakom van ons voorouers se belofte aan ons God. Die fokus moet dus op goddelike ingryping wees en nie op die prestasie van die voortrekkers. Ons vier geloftedag omdat ons besef daar het 'n wonderwerk plaasgevind op 16 Desember 1838. 'n Wonderwerk wat verhoed het dat hulle almal sou sterf indien die Zulus die oorwinning behaal het. Ons vier geloftedag vandag 'n dankdag aan God. 'n Dag waarop ons getrou bly aan die belofte om die dag te eer en die kennis oor te dra aan ons kinders en sodoende die opkomende geslagte. Onder die vorige regering was geloftedag 'n prioriteit met spesifieke benaming van die vakansiedag. En ook hoe dit deel gemaak was van ons skoolkurrikulum. Vandag rus hierdie verantwoordelikheid vierkantig op ons as ouers se skouers om die dag te eer en die kennis oor te dra. Hierdie is 'n diepe, onlosmaakbare verantwoordelikheid wat ons moet aangryp, geniet, uitleef en eer. Dames en here, ek wil oor 4 aspekte vandag gesels. Eerstens die 2 groepe ter sprake, die Zulus en die voortrekkers. Dan wil ek praat van die gebeure wat aanleiding gegee het tot 16 Desember 1838. Derdens die slag van Bloedrivier self en dan laastens Suid-Afrika in 2024. Die Zulus van die laat 1700s en vroeg 1800s is verenig, gesmee en gevestig as 'n groot oorlogvolk onder koning Shaka. Onder sy leiding het die Zulus eenvoudig gestreef na oorheersing en vernietiging. Die grootste gedeelte van ons sentrale binneland is ontvolk deur die uitwissing van honderde stamme. Vee is geplunder. Verslaane stamme is of deelgemaak van die Zulu volk of net eenvoudig uitgemoor. Hierdie genadeloose wrede proses was bekend as Mfecane. Tydens Mfecane het die Zulu mag gegroei met 'n onstuitbare momentum. Moderne krygstaktieke en wapens wat oorheers het met wreedheid en bloeddorstigheid. Maar op 22 September 1828 is Shaka vermoor deur sy 2 halfbroers, Prinse in Flangana en Dingaan. Net 'n rukkie na dit het Dingaan ook vir Flangana vermoor
en homself dus gevestig as die opperleier van die Zulus. Met dit in gedagte, verstaan ons min of meer die Zulu nasie soos hy daar bevind het tydens die vroeë 1800s. Die voortrekkers aan die ander kant het gestrewe na vryheid. Altyd na vryheid. Weg van die Britse heerskappy en onderdrukking. Die kollektiewe besluit is geneem om die Kaapkolonie te verlaat op soek na groener weivelde in die binneland. Daar was basies 2 hooftrekroetes, die eerste een onder leiding van Piet Potgieter op pad na Vrystaat en later Transvaal, en die tweede een onder leiding van Gerrit Marits en Piet Retief op pad na Natal. 2 name wat veral vir ons hier vandag van belang is Piet Retief en Karel Landman. Landman, na wie hierdie terrein vernoem is gebore in die distrik Uitenhage en boer later saam met sy broer naby die Boesmansrivier. In 1837 verkoop hy sy grond en vertrek op die Groot Trek. In Februarie 1838 verneem hy van die moorde op die Retiefgeselskap en vertrek dadelik na Natal. Landman het die leiding waargeneem terwyl hulle gewag het op Andries Pretorius se aankoms. Hy oorleef die mislukte strafekspedisie waarin onder andere Piet Uys vermoor is. Later is Landman verkies as die onderleier onder kommandant-generaal Andries Pretorius by die slag van Bloedrivier. Piet Retief, die van u nie weet nie, hy het in PE gebly, in die baai en geboer. Sy plaas was waar Somerstrand nou is en die plaas se naam was Strandfontein. Daar is ook 'n gedenkteken opgerig wat u gerus kan besoek. Dit is onder in Somerstrand naby die winkelsentrum en reg oor kan daai restaurant Something Good operatief bly. Op 2 Februarie 1837 publiseer die Grahamstown Journal Piet Retief se manifest wat redes gee en verduidelik waarom daar getrek moet word. 2 belangrike punte in hierdie manifest staan vir my uit. Weereens, eerstens die strewe na vryheid. En tweedens dat Retief op skrif bevestig dat die voortrekkers sal streef na vreedsame verhoudings met die inheemse volkere van Suid-Afrika. Hierin noem hy ook dat vreedsame onderhandeling met ander volkere die pad na vryheid moet verseker. Ek haal 'n paragraaf aan uit sy manifest. Ons verlaat nou die vrugbare grond van ons geboorte, waar ons groot verliese en verdurende ergernis moet ly. Ons betree 'n wilde en gevaarlike gebied, maar ons gaan met 'n vaste vertroue op 'n alsiende, regverdige en barmhartige wese, wie ons sal strewe om te vrees en nederig te gehoorsaam. 'n duidelike verskil tussen die 2 groepe wat op pad is na die ontmoeting by die Nkomo-rivier. Piet Retief se trek verlaat die Oos-Kaap in Februarie 1837. Op sy pad sluit hy aan by ander trekgroepe en tydens hierdie tyd begin hy die ontmoeting, skakeling en onderhandeling met die inheemse mense van die Vrystaat. Hy glo dat Natal die ideale bestemming is vir die trekkers, want dit bied natuurlik die hawe en so ook die verbinding met en om handel te dryf met die buitewêreld. Hulle vertrek toe daarheen en later met 15 manne en 4 waans om met Dingaan te gaan onderhandel oor grond. Tydens die ontmoeting met Dingaan kom hulle ooreen dat die Zulus die gebied tussen die Tugela en Umzimvubu riviere aan die trekkers sal afstaan, mits hulle sy beeste kan terugkry. Die beeste wat gesteel is deur Sikonyela, 'n Batlokwa kaptein. Die beeste dan natuurlik betaling vir die grond wat hy aan die trekkers beloof. Goed, die beeste is gevind en op 25 Januarie 1838 vertrek Piet Retief met ongeveer 60 manne, insluitende sy seun, om die beeste terug te neem na koning Dingaan. Op 4 Februarie onderteken Dingaan die grondbrief waarin hy die grond oorhandig aan die trekkers. Die volgende dag onthaal hy hulle, maar ongelukkig word hulle daar wreed vermoor.
Op dieselfde dag vertrek die Zulus om die trekkers by Bloukransrivier, Moordspruit, Malanspruit en Boesmansrivier aan te val en uit te moor. Ongelukkig was hulle suksesvol in hulle taak en ongekende wreedheid en moord dompel die trekkers in Natal in onbeskryflike elende. Hulle is uitgestuur om te gaan vernietig en dis presies wat hulle gedoen het. Geen wonder nie dat Sarel se lewe toe hy die slagting aanskou, sy moed afhaal met 'n gebroke hart en na die hemel uitroep. O God, sal die bloed van die suigelinge dan nie gewreek word. O God, sal die bloed van die suigelinge dan nie gewreek word nie. Op die roudiens geleiders se lewe sing hulle Psalm 130. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan. Later is die dorp Wening gestig op hierdie plek van slagting. Piet Uys het vanaf die teenwoordige Winburg en Hendrik Potgieter uit Transvaal die Natal trekkers te hulp gesnel. Ongelukkig kon hulle nie 'n samewerkingsooreenkoms bewerkstellig nie en hulle trek op 2 aparte strafekspedisies na Umkhonto om Dingaan te konfronteer, maar hulle misluk. In die proses is Piet Uys en sy seun in 'n Zulu hinderlaag vermoor. Potgieter besluit net daar hy verlaat Natal vergoed. En na 'n lang siekbed is Gerrit Marits ook oorlede. So is die Natal trekkers weer eens in chaos gedompel. Moedeloos en leierloos stuur hulle boodskappe te perd na Andries Pretorius en Graafrenet en smeek hom om dringende hulp. Pretorius sluit onmiddellik aan uiteindelik aan by die Natal trekkers en word verkies as kommandant-generaal op 25 November. Hy vertrek 2 dae later op 'n strafkommando na Skiedrift om die laaste voorbereidings te tref vir die veldtog teen die magtige Zulu-nasie. Op 3 Desember vertrek generaal Pretorius se kommando en vorder tot by 'n sytak van die Buffelsrivier, toe bekend as die Mthombhe rivier en later as Bloedrivier. Die strafkommando bestaan uiteindelik uit 464 gewapende burgers, 230 agterryers, 3 Britse settlers, 64 waans, 650 trekhosse en om en by 750 perde. Dit is verstaanbaar dat elkeen in die kommando bekommerd moes wees, omdat hulle hul geliefdes moet agterlaat, die vrouens en die kinders. Want misluk hulle in hulle taak, is daar sekerlik geen kans op oorlewing nie. Tydens hul vordering op die tog het die trekkers elke oggend en elke aand godsdiens gehou, gelei deur Sarel se lewe. Vanuit hierdie diep gelowige afhanklikheid is die idee van 'n gelofte gebore. 11 dae voor die slag van Bloedrivier het generaal Pretorius sy offisiere byeengeroep en die erns van die dreigende konfrontasie met die Zulus aan hulle voorgehou. Hy het genoem dat hierdie taak op hande tot mislukking gedoem is, as ons dit sonder God sou aanpak. Die saak is met Sarel se lewe bespreek en hulle het besluit om die gelofte te formuleer en af te lê. Op 9 Desember lees Sarel se lewe Rigters 6 vers 1 tot 24 aan die trekkers en hulle sing daarna verse uit Psalm 38. Net daar klim hy op die kanon Griekie. Die gelofte is afgelê en vandaar elke dag herhaal. 6 dae later begin die eerste waans die Mthombhe rivier oorsteek op 15 Desember. Maar 2 perderuiters snel hulle tegemoet met nuus van kommandant Hans de Lange. Hy het die Zulu hoofleer omtrent 10 km verder in 'n kloof gewaar. Andries Pretorius gee onmiddellik vir laer-kommandant Piet Moelman opdrag om die waans terug te trek en onmiddellik 'n laer te trek.
Pretorius vertrek toe met ongeveer 300 mans om die Zulus tegemoet te ry. Maar daar sien hy met sy eie oë die omvang van die Zulu leer op pad na die laar. 36 regimente, met enige iets tussen 400 en 900 impies per regiment. Getalle verskil, maar ek glo dit is veilig, dames en here, dat 'n mens kan sê dat daar enige iets van 15, selfs nader aan 25.000 Zulus was. Ek het so 2 weke terug, het ek en 'n paar vriende ons kinders vir hul eerste groot sportgeleentheid geneem na die rugbystadion in Port Elizabeth, toe die Stormers daar gespeel het. Tydens die rugbywedstryd binne in die stadion was daar net so onder die 23.000 mense. As jy mooi dink hoe dit gelyk het, hoe dit geklink het as daai 23.000 soos een man skree, hoe dit lyk as hulle aankom en vertrek, dink hoe lyk min of meer dieselfde getal Zulus, hoogs gedissiplineerd, hoogs gemotiveerd en bloeddorstig, met een doel voor oë: vernietig. Met hul terugkeer het die verkenners gesien dat alles in die laar reeds gereed was. Dit was getrek in die hoek tussen die groot seekoeigat aan die een kant, in die ooste, en 'n diep donga in die suide. Vandaar was net een punt van aanval vir die Zulus, die noordweste kant. Die perfekte plek om jouself te kan verdedig. Die waans is aan mekaar gebind met kettinge en rieme, die openinge tussen en onder die waans toegemaak met spesiale veghekke. Al die osse en perde natuurlik ook binne in die laar. 2 kanonne, Weeskind en Griekie, is aan die noordelike en noordweste kante ontplooi. Na al hierdie voorbereiding is kerslanterns aan sweepstokke gehang en rondom die laar geplant. Die gelofte is vir die laaste keer afgelê. Daar word geglo dat die Zulus daardie aand sou aanval. Maar 'n maanlose, pikdonker nag en baie digte mis het hulle gekneelter. Hulle kon nie die laar vind. Kan julle dink wat sou gebeur het as hulle in die nag aangeval het? Toe hulle uiteindelik die laar opspoor, het hulle die kring van lig gesien rondom die laar, van die lanterns wat op die sweepstokke gaan is. Dit het hulle natuurlik ook bietjie skrik op die lyf gejaag. Hulle het teruggestaan en hulle het besluit om te wag vir daglig. Der duisende skuifelende voete het 'n dowwe gedreun en 'n swaar gedruis veroorsaak, soos die Zulu regimente in posisie beweeg het. Tydens 'n biduur gelei deur Sarel se leer, het die trekkers psalms gesing, wat die Zulus beskryf het as die geluid van 'n geween. Hierop het die Zulus geantwoord met liedere van hulle eie. Natuurlik het hulle almal ook hulle assegaaie op hulle skilde geslaan en hulle voete in gelid gestaan. Dink hoe moes dit klink in die pikdonker nag, in digte mis, in die uur van nood. 2 uur voor dagbreek was elke trekker op sy bos, maar die digte mis het hul sig beperk en sou uiteraard nadelig wees vir hul ammunisie. Met dagbreek klaar die mis skielik wonderbaarlik op en die slag van Bloedrivier begin in alle erns. Verskeie Zulu stormlope word deur die trekkers afgeweer, golf na golf bloeddorstige krygers met een doel voor oë: vernietiging. Met al die geweervuur het 'n geweldige kruitdamp oor die laar gevorm. Soveel so dat die Zulus nie meer die laar kon sien nie. Dit het beteken dat hulle terugval en genadiglik dat 'n staak vuurbevel gegee is. Waardevolle breek om die voorlaaiers te laat afkoel, skoon te maak en te herlaai. Na afloop van die 3de stormloop gee generaal Pretorius opdrag dat die een kanon geëleveer moet word deur klippe onder sy wiele in te rol en met 'n dubbellading kruit te laai. Met daardie een kanonskoot, dames en here, amper 2 kilometer verder, amper dubbel so ver as wat daai kanonne kon skiet, tref hulle die Zulu prinse en kap effektief die slang se kop af.
Hierdie veroorsaak grenslose woede onder die Zulus. Dit het toe tot gevolg dat die hele Zulu leer gelyktydig begin het met die 4de stormloop. Die Zulus se Indunas se bevel en beheer het begin uitrafel. Grootskaalse verwarring met min tot geen dissipline tot gevolg. Tydens die laaste van verskeie perdekommando's vanuit die laar is Andries Pretorius in sy hand gewond deur 'n assegaai. Die Zulus het begin vlug. Op daardie stadium van die geveg is die Tommy rivier rooi verkleur deur Zulu bloed en verander na die bloedrivier. Die trekkers het die Zulu lyke om die laar op ongeveer 3.500 geskat. Aan die kant van die trekkers slegs 3 gewond. Slegs 3 gewond. Nadat die Zulus op die aftog geblaas het, het 'n strafkommando onder leiding van Karel Landman vertrek om Kundlovu gaan vernietig en so ook die mag van die Zulu nasie. Op 31 Desember vertrek Andries Pretorius en hy bereik KwaMatiwane waar hulle Pieter Tief en sy geselskap se oorskot aantref. Hulle is uitgeken aan die klere wat steeds aan hulle lywe gekleef het. In Retief se leertas was die ongeskonde traktaat, onderteken deur Dingaan en sy Indunas. Die slag van Bloedrivier was voorwaar vir die trekkers 'n wonderwerk. Ek stel aan u 'n paar vrae om hierdie stelling te staaf. Hoe het die trekkers oorleef teen 'n geweldige oormag en uiteindelik die oorwinning behaal? Toe die Zulus die laar nader geslyp het, waarom het nie een van die 650 trekosse en 750 perde begin geluide maak, sodat die Zulus hulle kon opspoor vroegtydig? Waarom het die Zulus nie daardie nag reeds aangeval toe hulle opgespoor het? Waarom het die Zulus nie hulle werpassegaaië tussen die osse ingegooi en sodoende chaos in die laar veroorsaak? Kan julle dink, dames en here, hoe sou dit lyk? As die osse begin uit mekaar spat het, as die assegaaië hulle getref het, as daai diere bloedryk, is dit chaos. Hoe lyk 650 osse en omtrent 750 perde wat met 'n stormloop begin? Hulle sou die laar van binne af uit mekaar gebreek het. Waarom het die mis so onverklaarbaar en skielik verdwyn op die oggend van 16 Desember? Waarom het nie een enkele assegaai binne in die laar geval? Wat is die kans dat daardie enkele kanonskoot bykans 2000 meter ver die Zulu prinse gedood het? Waarom het die Zulus elke keer teruggeval net as die voorlaaiers te warm geword het om te laai en te vuur? En wat is die kans dat die getekende traktaat ongeskonde in Retief se tas gevind is? Dames en here, die bloed wat deur ons are vloei, is die bloed van die voortrekkers. Dit is die bloed van 'n vegtersvolk, 'n oorlewende volk, 'n ondernemende volk en 'n pragtige volk. Maar meer is dit alles 'n godvreesende volk. 'n Volk wat hul totale afhanklikheid van ons hemelse Vader verklaar het en met onwrikbare passie, dissipline en gehoorsaamheid hul godsdiens uitgeleef het. Die voortrekkers het gestreef na vryheid, altyd na vryheid, en is die voorvaders van 'n boervolk wat oorlog verklaar het teen die magtigste nasie in die wêreld en dapper geveg het teen die Engelse in die Anglo-Boereoorlog. Hierdie boervolk wat oorleef het deur konsentrasiekampe, ballingskap en totale verarming. Vandaar alself uitgelig het en die kruin gery het en toe weer
totale mag en beheer verloor het. Na 1994 moes ons onsself herdefinieer en herposisioneer in 'n totale nuwe land en wêreld. En selfs dit het ons gedoen, dames en here. Vandag staan ons elkeen voor 'n kruispunt. In sy boek Kruispaaie bespreek en beskryf Leopold Scholz die Afrikaner se verlede, vele kruispaaie, bestaansreg en die toekoms. Die voortrekkers het by Bloedrivier geveg om oorlewing. Ons is weer daar, dames en here. Ek haal aan uit Scholz se boek onder sy opskrif Oorlewing. Die eerste keuse waarvoor die Afrikaner tans staan, is die ou vraag wat hulle hele geskiedenis oorheers. Moet ons as 'n volk oorleef? Of moet ons maar so sommige polities korrektes bepleit, ons Afrikanerskap agter ons laat? Moet ons maar ons identiteit prysgee en Engels word? Na die Boereoorlog het NP van Wyk Lou geoordeel dat die Afrikaner volk eenvoudig van skaamte sou uitsterf as hy voor die aanbreek van die bittereinde oorgegee het. 'n Saak wat tans swaar op die Afrikaner gemoed druk, of hulle dit wil weet of nie, is hul skaamte oor apartheid. Gaan daardie skaamte wat die ANC-regering elke dag in woord en daad met oorgawe invryf, die oorlewing van die Afrikaner volk onmoontlik maak? Gaan die Afrikaners na binne emigreer, hulle van die openbare saak afkeer en in 'n golf van materialisme ondergaan? Of sal hulle massaal na die buiteland emigreer? Oorlewing. Persoonlik hoop ek nie so nie, sê hy. Elke volk het die reg om te bestaan. Die Duitsers, die Russe, die Chinese en die Japanners het veel groter onreg op hul gewete as die Afrikaners. Maar niemand bevraagteken hulle reg op voortbestaan. Maar dan sal die Afrikaners vrede met hul apartheidsverlede moet maak. Ja, hulle het onreg gepleeg. Dit moet erken word. Maar dit moet wel in 'n behoorlike historiese perspektief geplaas word, iets wat die boek gepoog het om te doen. En dan moet ons verby die onreg beweeg. Dit nie ontken of probeer verdoesel nie, maar tevens onder die gewig daarvan beswyk nie. Deur die toekoms opgetrek te word en nie deur die verlede afgetrek te word nie. Dit sal 'n kollektiewe besluit moet wees. En 'n besluit wat deur elke Afrikaner afsonderlik vir hom en haarself geneem moet word. Afrikaner, boervolk, voortrekker, gaan jy oorleef? Ons moet, dames en here. Kom ons leer uit en bou op die suksesse van die verlede. Kom ons spandeer ons tyd op ons knieë voor die Almagtige Vader. Ons keer ons gesigte terug na hom en ons neem ons regmatige plek in Suid-Afrika en in die wêreld. Lank lewe die voortrekkers, lank lewe die boervolk en lank lewe die Afrikaner. Alle eer aan ons God. Mag sy wil geskied en mag sy koninkryk kom. Ek dank u. Goed, dames en here, baie dankie. Ek vra dat u sal opstaan vir die voorhou van die gelofte. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde.
om 'n gelofte aan hom te doen dat hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee. Ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Dankie. Baie dankie Gavin. Ek het nou hier buitekant gesit en terwyl jy gesels, sit en kyk ek hier buitekant oor die vlak, die kinders wat speel, die perde wat ry. En ek stem so saam met jou. Ons het so baie daar buite wat ons nog voor moet leef, wat in ons toekoms ingaan. Dat ons nie Afrikaner wees op die agterstoep kan los nie. Ons gaan gou 'n tydjie vat, dan gaan ons 'n bietjie FHK liedere sing. En daarna gaan oom Amadie vir ons die bedankings doen en ons toekomsbeplanning vir Karel aangaan.
From Mamadi. Goeiedag vriende, ons het al so hier en daar iemand gesien. Ek het die vir u moontlik vervelige taak om 'n paar bedankings te doen, maar sien my asseblief aan die ander kant uit. Maar voor ek dit doen, gaan ek wegtrek met 'n woord wat van u kan laat opstaan, maar asseblief bly sit. En die woord is verkiesing van bestuur. Nou ons gaan dit baie maklik maak. U het reeds gesien vanoggend wat buite aangaan. Dit is nie min nie. U het nou 2 aanbiedinge hier gehoor. U gaan nog later vandag 'n klomp goed geniet. Dit is nie min nie. Ek gaan nou bedankings doen. Dit is omvangryk. Dit is ook nie min nie. Nou al wat ek vra, ons het 'n nommer hier. Die Karel Landman, vriende van Karel Landman, baie van u het dit op die sel. Ek het dit voor my. Ek gaan dit net lees, ek kan dit nie onthou nie, ek kan dit enige tyd uitvind. 082-782-2682. Al wat ons vra, nomineer op hierdie nommer iemand wat u voel kan bydra. U sal sê, dit is nie nodig nie, dit gaan goed, maar ek sê, dit is nodig. Nommer 1, daar is kontinuïteit nodig. Mense raak ouer, mense raak oorbelas, mense raak bietjie moeg, want dit is groot werk gewees, direk en indirek. So nuwe bloed is nodig, nuwe idees is nodig. Kom asseblief na vore met voorstelle, al is dit 1, 2, 3 of 4. Ons sal hulle graag oorweeg en dit inkorporeer in ons bestuur vorentoe. Dankie dat jy nie opgestaan het nie. Wat bedankings betref, ek gaan oor 2 dinge praat. Bedankings en dan toekomsbeplanning. Baie kortliks, maar ek gaan dit probeer duidelik stel, sodat u die impak daarvan ook kan begryp. Ons dank in die eerste plek, ons het vanoggend na ons diens geluister, ons dank ons Hemelse Vader. Punt. Let wel, ons, almal hier,
en tweedens ons hemelse Vader, ons Pa daarbo. Ek gaan nie verder oor uitbrei nie. Dit sê baie. Dink aan die Onse Vader gebed. Dan dank ons vir die feesgangers wat hier is. Dankie dat jy gekom het. Dit aan die een kant weerspieël dit 'n behoefte om Geloftedag te vier. We've got English-speaking friends with us as well. You're very welcome. Thank you for attending. Dankie dat jy hierdie pad hier op verduur het. Dankie dat jy hier is. Ons dank Dominee Daniel de Kok. Ek kan nie uitbrei, ek kan nie verbeter op wat hy gepraat het nie. Ek volstaan daarby. Sy tema is, weet dat God ons regeer. Tweedens, Kevin Ludwig wat nou net gepraat het, uitstekende voordrag. Ek kan ook nie daarop verbeter, ek kan nie daarop uitbrei nie, ek gaan net dupliseer. Hy het vir ons pitkos gegee om oor te dink. Dan gaan ek verder. Eben Gerber van Port Elizabeth vir raad en bystand. En nou begin ons met die dinge wat op die agtergrond gebeur het, wat vandag moontlik gemaak het, wat in my oog 'n groot dag is. Ons dink aan J.C. Schoeman en sy perderuiters. Die stormjaars, het hulle gesien, uitstekend. Ons dink aan ons dank die Oos-Kaap voortrekkers, baie dankie. Ons dink aan die volksspele vanuit Den Haag. Waar wil jy 'n beter kragtige indruk van die ou dae kry? Ek het so 'n bietjie Europese bloed in my. Die Switsers het gejodel, maar hierdie staan niks agteruit daarvoor nie. Ons dank Dewald en Nico Blom voor die klavier. Hy was amper te vinnig vir die dominee en die dominee is self vinnig gewees, maar dit was baie goed. Constantina aan klank. Leon Nodee vir die klank. Ek het die idee dat u kan my goed hoor. Dis nie ek wat so goeie stem het nie, dis die klank wat goed is. Leon Grywenstein en sy helpers wat die wors getrou weer eens hierdie jaar gebraai het, wat ons net nou so lekker aan geëet het. Koenie Pieterse vir grasny hierdie week. En Konrad Hurter, 'n boer hieronder wat op Jassie se plaas bly, J.K. Skeepers se plaas voorheen, wat 'n paar maande gelede ook die gras vir ons gesny het. Gratis en verniet met liefde. Ons dank ook vir Adrian Birrell, ons buurman hier Neffens. Hy's 'n cricketskeidregter, hy baie in die buiteland, maar hy hou oogie oor ons perseel. Hy het nou die dag 'n luik hier oopgeval, hy het dit toegemaak, gerapporteer en die saak is gered. Basil Mills from Bathurst en sy helpers van Craddock met kanonne, gewere en demonstrasie van riepies vir die pistole, wat u net nou sal sien. Dan dank ek die komitee, die voorsitter, wat al die reëlings wat hierbo wel getref het, waarvoor ons reeds bedank het, wat sy die dinge onderneem en deurgevoer. Sy voeg ook deurlopend nuwe uitstalmateriaal by, in en om die saal en op die terrein. Kyk maar rond, jy sal dit sien. Ek vra, gee aan 'n klap vir Rihanna Reineke. Dan kom ek by die komitee, ons noem dit in die praktyk as dit eintlik 'n dagbestuur. Wie se harte, hande altyd oop is vir werk en voorstelle. Kyk na al die strukture en geriewe op die terrein. Dis
goed wat fisies moes opgerig word, geplaas word, reggemaak word, etc. etc. Ons moet ook die name daarom spesifiek noem van Herkie de Pre, Kees Kingma, Klaas Kingma en Barend Koen, die seremoniemeester. En Klaas Kingma spesifiek dan ook wat ons op Facebook bekend gestel het. En dit het beslis bygedra dat hierdie opkomst vandag hier is. En dan ook van die dames wat help in die veldkombuis. Nou nog steeds wat u daar bedien. En dan bedank ek die komitee. Ek is 45 jaar reeds op die komitee. En wat ek so waardeer, is dat hulle my verduur. En hulle laat my thuis voel, en hulle neem my in ag. En dat ek vir julle sê, ons ken baie ou mense in ouerhuise, hulle word daar geparkeer, gepos, daar is 'n geldjie om vir hulle te sorg en hulle word vergeet. Dit is 'n voorreg om nie vergeet te word nie. Ek sê dankie. Maar in hierdie proses, julle sal nou agterkom, ek is nou nie meer heeltemal kind nie. As ek terugdink, is daar ook iets wat ek graag wil oordra, wat ek wil aanmoedig, julle moet dit toepas vir die wat die voorreg het om so lank betrokke te wees soos ek. Ek was op hierdie, toe die gedagte van die Landman Monument, toe Kolrand nog nie bestaan het, hier was niks, was ek bevoorreg in lewe, ek kan amper iets naams sê. Ek was teenwoordig op 'n plaas baie naby hier, waar oom Jan Dam Potgieter gebly het. Die plaas se naam is Damplaas. Vandaar het oom Jan Dam Potgieter het later die verkoop by Patterson toegetrek. Formidabele mense, legende onder die Potgieter helde, om dit so te stel. Daar is die saadjie gesaai wat ontkiem het, sodat hierdie terrein ontstaan het. En wat wonderlik was daarvan, in 'n periode van 6 maande, is die gedagte gesaai, die saadjies in die grond gesit, het ontkiem, hy het opgekom, hy is nat gegooi. 6 maande later is hierdie terrein reeds geïdentifiseer, en die hoeksteen is gelê. Dit was 16 Desember 1938. 1 jaar later, 16 Desember 39, is hierdie monument ingewy, soos hy hier staan. En wat ek graag wil oordra, as ek terugdink, ek was teenwoordig, ek kan 3 geslagte terug, is my direkte kontak met die verlede. Ek het my oupa grootjie geken, gesien, ek weet hoe hy gelyk het, met hom gepraat. En dit is 3 geslagte terug. En as ek hier sal, daar is 3 geslagte vorentoe. En dit is wat ek wil oordra. Dra julle eerstehandse kennis van die verlede, dra dit oor vorentoe. Dink die dominee het ook iets so gesê. Dra dit vorentoe. Uitgepraat van godsdienst, natuurlik, dit is reg. Maar dra ons geskiedenis ook vorentoe. Dit is ons plig, dit is eerstehands, en dit bou trots op. Dit bou selfversekerdheid op. Dan die item vooruit, toekomstbeplanning. Vir agtergrond ag ek dit noodsaaklik, uit my beskeie ervaring, om kortliks te besin oor waar is ons, wie is ons, en wat is ons. Ons wat hier sit, waar is ons, wie is ons, en wat is ons. Nou ja, die waar is, ons bly in Olifantshoek, dit is die Alexandria Patterson area, in oude was hy genoem Olifantshoek. Alexandria is 170 jaar gelede gemeente gestig, dit was genoem die Olifantshoek gemeente, later in Patterson afgestig. Hierdie is Olifantshoek, nou hy is steeds 'n hoek, want hy lê tussen die N10, die N2,
waarvan die N10 afsplinter tot Doopsuurberg, Olifantskoppas. Dit is aan die westegrens, dan lê hy basies so saam met die Boesmansrivier see toe, so plus minus die N2 tot amper by Gramstad en die Algoebaai agter ons. Dit is Olifantshoek. Ons is vandag nog steeds in 'n hoek eintlik. Ons het wel 'n deurpad, die R72, maar aan die ander kant dom is in 'n sin bietjie vreemde verkeer. Ry maar hier op 'n Sondagmiddag, sien hoe die mense terugkom. Ry hier op 'n Vrydagmiddag, hoe hulle so toe gaan. Dit is waar ons is. Maar ek wil verder gaan as dit. Wie is ons? Ons is Westerlinge. Dis nie 'n skande nie, ons is Westerlinge. Dit toevallig lyk ons so, dit maak nie saak nie. Ons is Westerlinge. Nou wat is Westerlinge? Vir die eerste keer baie onlangs het ek 'n definisie gehoor van eerstens waar is die Weste? Dis Wes-Europa ingesluit Engeland, Ierland, Skotland, die VSA, Kanada, Argentinië, wat ek nie so my besef het nie, maar Argentinië het 'n oorwegend wit bevolking, en dan Australasia. En laastens, maar nie die minste nie, in Afrika is daar een plek, dis Suid-Afrika, waar daar 'n gedeeltelike westerse beskawing is, en dis ons wat hier sit. Dis nie, ek breek niks af nie, langs ons nie, maar dit is ons, dit is 'n feit. Nou wat is ons? En ek gaan hiermee afsluit. Ek het 'n besondere definisie gehoor van wat ons is. Ons kort dit af met die woorde JAR. Die Engelse jar is 'n jamblik. Ek sê dit maar net sodat u dit kan onthou. JAR, die J staan vir Jerusalem. Ons is Christene, en dis die Weste. Die A staan vir Athene. Julle ken die storie van die standaard 4 kan jy lees nie. Athene staan vir kompak gestel wiskunde. Boustyl, marathon, literatuur, demokrasie, maar wiskunde, denke. Dit is Athene. Dit is ons. En die R is Rome, dit is die Romeinse reg. En as ons vir onsself wil sê, wie is ons? Ons is Westerlinge en ons fundamente is Christendom, wiskunde, die reg soos ons hom ken. Ons is so 'n bietjie Romeins-Hollandse reg, maar ek meen dit is basis. En daarmee, ek gaan nie verder daarop uitbrei nie, en mens kan baie daaroor praat. En dit is absoluut logies, dat as ons daai 3 elemente na kyk, dan moet ons koppe gelees kry en saam staan. Of ons nou protestant is, of APK, of 'n sekte, of 'n Rooms-Katholiek. Ons is Christene. Mens kan uitbrei nie, ek gaan nie verder daaroor uitbrei nie. En dan die reg, ons weet self, daar is bedreiging vir ons reg, uit ander geleesere in ons land, wil wegdoen met ons reg. Ons moet daai fundament vashou, ons moet hom water gee, hom voed, ons moet hom verdedig. Die terreinvisie. Vir enige ou wat bietjie van ver af kom en na ons omgewing kom, sal onmiddellik raak sien dat hierdie plek is geleë op 'n plek wat begin 'n voete kry. Ons is omring met wildreserwes, met die Shongwaris, die Makalas, daar is verskeie van hulle. Hier is voete, is baie toeriste. As jy 'n paar uur hier so werk, is 'n korte kar wat stop, wat kom kyk. So hierdie terrein het voete. Sonder voete kan jy nie uitbrei nie, maar omdat hier voete is daar ruimte vir uitbreiding. Waarmee kan ons uitbrei? Dis nie voorskrifte nie, dis gedagtes wat ek in die gemidde plaas. 'n kultuursentrum.
16 Desember is kultuur, maar ons kan dit nie 1 keer 'n jaar hierdie terrein so benut nie. Ons moet meer met hom doen. Dit moet 'n kultuursentrum word. Stef Delport sou kom praat het, hy het 2 weke gelede beroerte gekry. Hy sou oor 'n museum en 'n boekery praat wat hy aan huis het. Hy het oudhede wat skrik vir niks. Ek het ook 'n klomp, maar hy het baie. En hy het 'n boekery geskiedkundig, baie gesentreer op Kirkwood en omgewing. Maar Stef het die vermoë, as jy 'n onderwerp aanraak en stap jy so en kyk jy so met sy vinger en trek jy 'n boek uit en sê, ja, hier is 'n boek oor daai onderwerp. Kirkwood is te ver vir ons, hierdie plek sou hom kon ontleen vir 'n museum, 'n boekery, 'n museumbasis. Maar daar's 'n voorvereiste, hierdie plek moet bewoon word deur, ek wil dit nie 'n opsigter noem nie, 'n bestuurder, iemand wat toeriste kan begin hanteer, maar hy moet bewoon word. Maar daar's geld voor nodig. Ek plan die gedagtes, julle moet nomineer, ek het behoeftes gestel, ek het moontlike visies daarvoor gestel, luister na daaroor, dink daaroor, en as jy iemand wil nomineer wat u dink kan help, of aanpas, of afskiet, of onderstreep, doen dit asseblief. Ek sê vir u baie dankie. Julle is so nader ons die einde van ons program. So ons gaan nou, as ek hier klaar gesels het, gaan ons afgaan tot daaronder, soos ouer gewoonte waar die kanon afgevuur word. Basil Mills en John Peterson van die Bathurst Agricultural Association. Hulle doen elke jaar daai vir ons. Laas jaar het hulle ons gewys om 'n wawiel oor te trek. Die jaar gaan hulle vir ons rieme wys hoe die ou boere gemaak het. Dit is vir my baie interessant. Ons is baie keer skaam vir ons geskiedenis en die 2 Engelsmanne wil so hard probeer om boerevolk te raak. Maar in 'n geval gaan af soontoe, gaan kyk hoe span hulle die rieme. Ons gaan die kanon vier. Dan as die kanon klaar gevier is, gaan ons boeresport hê. So oud en groot, klein en jonk, almal kan deelneem aan die boeresport en dan 'n bring en braai wat ons mee afsluit. Hier gaan hout beskikbaar wees as jy nie vleis het nie, is 'n bietjie vleis te koop, vra jou buurman en geniet die dag saam met ons. Dit is so min as mens julle nou hier uitstap. Kyk bietjie wat om julle aangaan. Dit is eintlik pragtig om te aanskou. Die kinders speel, dis nie gevaarlik nie, dis wonderlik. En geniet bietjie daai dag saam met ons. Moenie probeer vinnig huis toe jaag nie. Geniet saam met ons en kuier en gesels lekker saam. So van my kant af baie dankie vir julle almal. Julle kan sommer hier reguit uit die saal uit afstap tot onder. Baie dankie.